Kira bagasi andere Tiandri Mas. Zondro bagasi Mabrana. In Jesus naam. In Jesus naam. Deur sy bloed. In sy naam. In sy naam. His name is Jesus. His name is wonderful. His name is Counselor. His name is Almighty God. Everlasting Father. His name is Jesus. His name is wonderful. Counselor, Almighty God. Is Jesus. His name is Jesus. His name is wonderful. Counselor, Almighty God. Kom ons sing net met die stemme weer 'n keer. Amen. Pastor Johan, kom groet net gou die gemeente. Kom sê net so 'n bietjie hallo vanmôre. Dis lekker om vir pastoor hier te hê. Pastoor is baie naby aan my en Leandre se hart. Pastoor is een van ons jong pastore in die distrik. Pastoor kom al 'n paar jaar saam met ons. En hy het nou onlangs 80 geword, né? Ja. Maar hy lyk nog soos 'n jong pastoor. Pastoor is al baie jare in ons lewe, maar Desember, was Januarie, Desember wat u as gemeente weet dat ek in die hospitaal was en deur 'n baie moeilike tyd gegaan het, my kop. En daar was spesifiek een oggend, so 2 uur, het ek wakker gelê, kon ek nie slaap nie. En wat ek met die Here gepraat het, wat ek nie geweet het, en min mense weet daarvan, dat ek het nie geweet wat gaan gebeur, waartoe gaan ons gaan, want op daai stadium kon die dokters nie weet nie. Ek was 11 dae in die hospitaal, en 2 uur die oggend, terwyl ek in die bed lê en met die Here praat, wek die Here pastoor Johan op, en stuur hy vir my 'n woord van die Here, op daai oomblik, min wetende, dat ek op daai oomblik die Here vertrou. Het die Here hom opgewek met 'n woord. So ek noem dit nie dat julle hom sien nie, maar dat julle God sien. Dat God die God is wat antwoord en hoor. En dat die Here hoor, maar dit is ook spesiaal vir my. En hy is spesiaal vir my. So pastoor, is 'n voorreg en 'n eer om pastoor hier te hê wat bietjie kom kuier. So groet net die gemeente en sê net so 'n bietjie hallo asseblief. Dit is 'n gevaarlike ding wat die persoon nou doen. Om vir my 'n geleentheid te gee. Ek het nou vir hom gesê hy moet my eers preek. En dan sal ek iets sê. Maar ek het net so 'n bietjie weggeloop vanmôre. Ek het net my beheersentrum by die huis gelos. Sy het nie saamgekom nie. 'n baie goeie vrou, ons is al 56 jaar getroud, deur die genade van die Here. En sy, as dit nie verhaal was nie, dan sou ek seker al miskien nie hier gewees het nie, maar dis regtig, die Here gebruik haar om my te beheer, sodat ek nie langs die pad, nie in die pad kan bly. Ja, prys die Here, dis maar 'n grappie, maar dis ook die waarheid. Die Here praat met my baie dikwels deur gesigte en wat ek die stem van die Here hoor. Nou ek gaan my beheer vanmôre, terwyl die beheersentrum by die huis is, moet ek my nou self beheer vanmôre om nie te lank te praat nie. Maar as 'n rede hoekom ek hier is vanmôre,
in verband met die herlewing in Suid-Afrika. Ek het al 54 jaar terug die eerste gesig gehad van die herlewing wat in Suid-Afrika moet plaasvind. En ek gaan dit nou nie vertel nie. En sedertdien deur die jare het die Here baie met my gepraat, vir my dinge gesê. Maar wat vir my so wonderlik en so duidelik was toe ek my tweede hartomleining gehad het. Ek het al 2 hartomleinings gehad. Dr. Stem het uiteindelik toe hy my ontslaan gesê, dit is 'n wonderwerk vir 'n man wat 'n tweede hartomleining gehad het, om binne 'n week ontslaan te word. Maar dit was die 3de dag, toe ek daar in intensiewe sorg sit, het dit 3 dae aan mekaar gereën. En terwyl ek so sit, al die pype was al uit my mond uit gewees, uit my keel uit, en is nog net die suurstof wat daar gewees het. Terwyl ek so sit, ek het nie geslaap nie, toe sien ek Jesus kom hier verby. En hy praat met my. Hy sê vir my, jy het my gesien in die reën. Maar die reën is binne in my. En ek gaan my gees uitstort op alle vlees. En dan gaan ek kom. Dit was November 2019. Ek het dit baie op Facebook, my boodskapies, sal julle ook daar sien. Ek het dit baie bekend gemaak. Maar nou, hoekom ek hier is, ons pastoor was met verlof, en ek het vir hom gesê, pastoor, as daar enige iets is wat jy wil hê ek moet doen, sê my maar net. Ek het nog nooit opgegee om vir God iets te doen nie. Maar dit was die woensdagnag, 11:00 die aand, toe bel iemand vir my en Sunny, en sê, daar is 'n suster wat baie siek is, kan ek nie gaan en vir haar gaan bid nie, want haar hele liggaam is in pyn van haar kop tot haar tone. Sy is baie siek. Ons bel haar toe maar net en sê vir haar, ek sal nou nie in die nag uitkom nie, maar ons gaan vir jou bid en môre gaan ons by jou wees. En ons het dit so gedoen. Maar ek is gewoond as ek wakker word, ek slaap nie baie nie, maar die oomblik as ek weer en weer wakker word, dan gaan ek iewers in die huis en gaan bid ek. En terwyl ek so op my knieë staan en bid, vir die suster, wat nou so baie siek is, is dit asof iemand my gesig so vat en dit wegdraai na pastoor Eben toe. Hy was toe nog nie heeltemal gesond nie. Ek dink hy was al uit die hospitaal uit. En ek hoor die woorde, pastoor Eben doen 'n goeie werk onder sy mense.
Maar hy moet nou opstaan vir die groter dinge wat God wil hê hy moet doen. En dit is toe ek 2 uur in die nag vir hom die boodskap stuur. Dit is wat die Here sê. Met die vraag in my hart, hoe sal ons dit nou weet? Hoe sal hy nou weet? Watter groter dinge gaan hy nou moet doen? En die 11de, daardie donderdagoggend, word ek wakker met hierdie woorde. Julle sal dit weet, want ek gaan my gees uitstort, sê die Here. Ons dien die Here baie keer so doelloos en ons weet nie waarvoor is ons in. Hoekom ons kerk toe ook en hoekom bid ons, hoekom sing ons, hoekom doen ons wat ons doen nie. Maar ek glo vanmôre, God gee vir die gemeente 'n visioen, 'n droom, om voor te bid en saam met julle pastoor te staan. Ek het in die gesig wat ek gesien het, my saam met hom gesien, maar dis iets wat die hele ding is in die hand van die Here. Ek initieer eintlik niks vir myself nie, maar ek wil die gemeente vanmôre aanmoedig. Dit is baie naby. Die herlewing wat Jesus beloof het, wat hy sy gees gaan uitstort op alle vlees. Hoekom het ek 54 jaar gewag en dit het nog nie gebeur nie? Dit gaan saam met 'n krisis in Suid-Afrika. We need to pray as never before. Dat die Here doen wat hy beloof het. 'n Nieu-Seelandse pastoor het 'n droom gehad van Suid-Afrika. Hy het gesien hoe dat 'n brullende leeu sy bek oopmaak vir die grootste menseslagting in Suid-Afrika. Maar net voordat daai brullende leeu sy bek toemaak vir die grootste menseslagting in Suid-Afrika, sien hy, breek daar 'n herlewing in Suid-Afrika uit, sodat dit gestrek het tot in Israel, sodat die hele wêreld gepraat het, hoe dat God Suid-Afrika gered het. It's coming, a revival is coming this way. He is going to pour out His Spirit in a mighty way. I'm expecting it. That's why I'm here. Dis hoekom ek hier is vanmôre. Om u te bemoedig, om moed te hou en aan te hou en by julle pastoor te staan. Bid vir hom. God het 'n plan met sy lewe en met ons almal. Hy gaan Suid-Afrika red, halleluja. Ek het die woord gehoor, 2018 Februarie, divine intervention. There will be a divine intervention in South Africa. En ek wil net dit vertel, dat julle weet in wat 'n toestand ons is. En wat is die magte wat teen ons werk in Suid-Afrika, sodat julle weet, ons het die magtigste mag aan ons kant. God, halleluja, ons koning. Hy gaan ingryp in Suid-Afrika. He's going to do a great thing.
Pastor Pietie Strydom was by ons in die gemeente. En ons het 5:00 elke oggend, donderdagoggend, 'n mannebidduur. En ek het dit vertel vir die mense van die divine intervention. En toe een oggend, die donderdagoggend, kom George Eerler, sy was onderwyser, en hy sê daar by die man, hy sê, weet julle wat, ek het nog gestaan oor die TV gekyk, van 'n man, swart man, wat praat oor die TV, en sê, we are expecting a divine intervention from the ancestors in South Africa. En Pastor Pietie sê maar, George, dis nou snaaks dat jy dit nou noem en dit gehoor het op die TV, want Pastor Swart het ons nou al baie vertel, God is gonna intervene. There will be a intervention from God in South Africa. Kan ons nie net 'n oomblik op ons voete staan en God prys vir sy beloftes nie. En ons vat dit vanmôre en ons sê, Here, ek wil hê julle pastor, kom staan hier langs my, ek wil net vir jou gebed. Kom ons prys die Here, sê hom dankie vir sy beloftes vir Suid-Afrika. Halleluja! Halleluja! God's gonna do great things. Hy gaan groot dinge doen, prys hom, vat dit in die geloof, halleluja. Prys die Here, Vader, en ek wil vir Pastor Eben bid vanmôre. Ja, hy woord, ek het nie bedink, ek het nie eens gedink aan hom nie, Here, maar u het aan hom gedink. En ek dank u vanmôre vir die woord wat u gegee het. En ek dank u dat hy opgestaan het en dat hy hier staan vanmôre om die groter dinge te doen waarvoor God hom geroep het. En ek wil vanmôre bid dat hy hom sal salf met die Heilige Gees op 'n bonatuurlike wyse, dat hy hom sal lei stap vir stap wat hy moet doen. Ek weet self nie wat ons moet doen nie, maar dankie dat ons die belofte het. Halleluja. Here, trek voor ons uit, maak die pad vir ons gelyk, maak die pad vir Eben gelyk, Here, en salf hom met die Heilige Gees, dat hy die stem van die Here sal hoor, en dat sal weet, waartoe God hom geroep het. Dat hy sê, man, het 'n pastoortjie wat hier aan sukkel, doelloos, maar nou het hy 'n plan, hy het 'n doel, hierdie gemeente het 'n doel, hierdie gemeente het 'n droom, waarvoor ek kan werk en bid, halleluja, dat hy dit in vervulling sal bring, op 'n magtige wyse, in die wonderlike naam van Jesus, halleluja. Yes, praise the Lord, kom ons prys hom, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Here, ons dankie vir u woord. Here, ons weet dat u woord is in seisoen. En dankie vir u woord wat bevestiging is. U woord sê dat wanneer woord kom, sal ons dit meet aan 2 of 3 bevestigings. En dankie vanmôre dat Pastor Swart gehoorsaam was om te kom bevestig. Here, begin by my, begin by ons. En die woord wat u bevestig, dit sal hier uitsprei. Die woord wat u gegee het is Jesaja 43:18 wat sê, kyk, nou sal dit uitsprei. Ek maak 'n weg in die wildernis, 'n pad in die woestyn. En nou sal dit begin. So Here, begin by ons. En mag dit van hier af uitsprei. Siele. Bonatuurlike genesings, vrymaking, verlossing. Gebruik elkeen, Here. As jy vanmôre hier is en jy glo dat God jou wil gebruik. Want dit is 'n woord vir die gemeente. Steek net jou hand op en sê, Here, ek is bereid, gebruik my.
hier is ek. Salf my. Hier is ek, Here. In my lewe, in my werksplek, daar waar ek is, ek verstaan dalk nie, ek weet nie hoe nie, maar ek is bereid. Hier is ek, Here. In Jesus naam. Jy sien, dis die salwing wat die werk doen, dis God se Gees wat dit doen. Want dis nie 'n werk van 'n mens nie. It's a supernatural, godly intervention that will take place. It's the move and a work of the Holy Spirit. In Jesus naam, dankie Here. U wil geskied en u koninkryk kom. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Loof die Here. Pastoor, baie dankie. Wat 'n unieke groet. En hallo sê. 'n Gehoorsame groet. Baie dankie. Waardeer dit. Ek moet my woorde terugtrek en sê dankie vir gehoorsame groet. Is altyd 'n voorreg om pastoor dit te hê en dankie vir die deel, die woord en bevestiging en ek glo dit is woord vir elkeen van ons. Amen. Amen. If you see it, you can have it. As jy dit kan sien, kan jy dit kry. Maar dit verg ook dat wanneer daar woord is, moet jy dit glo en jy moet dit vat. Wanneer die Here die water roer, gaan daar wees wat op die kant staan en kritiseer, gaan wonder of is dit waar of nie. Dan sê die woord is daar die wat enkel diepte ingaan, wat maar net gaan voel. Jy het al gesien, jy kry die mense op die strand. Hulle gaan net so by die enkel diepte in. Hulle is net voel net so. Dan kry die wat knie diepte ingaan. Ander het jy hulle al gesien? Hulle gaan net so in. Dan kry die wat so by die heup diepte ingaan. Hulle dink dis daar waar die haie nie kan swem nie. Dan gaan ons die wat ingaan tot hier net so bo die naaltjie. Maar dan kry jy die in wat gaan daar waar jy nie meer kan staan nie. Ons dink dis veilig want ons kan nog die haai nette sien. Jy sien, wanneer die Gees van die Here werk doen, gee hy vir ons eie vrye wil en keuse. Want hy gaan hom nie forceer op ons nie. He will never force himself on us. He's a gentle God, a gentleman. En hy sê kom. Maar jy moet inbeweeg en jy gaan kies. Gaan ek enkel diepte, gaan ek net so met die voete speel? Die klippies skop, die water skop. Dit is soos twee romantiese mense wat speel. Hulle skop mekaar net so met die water. Of gaan jy enkel diepte, heup diep? Jy sê, Here, ek gaan daar instap waar ek nie meer in beheer is. Waar ek nie meer die water kontrol nie, maar die water beheer my. Die water stel voor die vloei van die Heilige Gees. Onthou dit altyd, water represents die Heilige Gees. So, het jy al so diep ingegaan, ek weet nie of vir 'n uur al daar was nie, maar jy kry daai diepte waar jy nie staan nie, waar die water jou vloei. En as hy stroom jou die kant toe trek, jy swem daai kant toe, maar jy gaan daai kant toe. Het jy al daai strome gevoel? Jy swem waar jy wil gaan, maar hy vat jou waar jy moet gaan. En hoe harder jy swem teen daai stroom, hoe moeër word jy, want jy beklei teen die stroom. Totdat jy naderhand so moeg is, dan gee jy in, dan gaan jy maar saam met die stroom, dan spoeg hy jou uit op die strand. Maar solank as wat jy beklei teen die stroom, word jy moeg, jy raak paniekbevangerig, jy raak angstig, want jy's bekommerd, want jy gaan nie uit die stroom uitkom nie, waar jy moet ingee en release, let go. Die spreekwoord wat ons altyd gebruik is, let go and let God. Nou dis in 'n vleeslike stroom wat ons in die see beklei, Dennis.
Right, maar in die gees, wanneer die gees van die Here beweeg, moet ek in my lewe, in my vertroue op die Here so op 'n plek kom, waar ek in sy stroom in beweeg en sê, Here, ek vertrou U volkome. Ek weet nie waar die stroom my vat nie. Ek weet nie waar die stroom gaan eindig nie, maar ek vertrou U. Want solank as wat ek weet wat gaan gebeur, kan ek dit beheer. Maar as ek in beheer is, hoe gaan ek God dan vertrou? Mag ek vanmôre sê, solank as wat ek weet hoe dinge gaan eindig, het ek regtig die Here nodig? As ek weet hoe dinge gaan uitwerk, en ek weet ek het genoeg geld, en ek weet al hierdie dinge, het ek God nodig? Nee, ek het nie, want ek kan mos my eie dinge doen. Dis juis omdat ek nie in beheer is nie. Dis juis omdat ek nie my probleme kan oplos nie. Dis juis omdat ek nie myself kan red nie. Dis juis omdat ek 'n verlosser en 'n saligmaker en 'n vredevors en iemand nodig het om my te lei. Dis hoekom ek God dien, want ek kan nie myself red nie. As ek myself kon red, het ek. Daarom kom ek na die vredevors. Daarom kom ek na die geneesheer. Daarom kom ek na Jesus. And his name is Wonderful Counselor. Ons het dit vanmôre bely. Ons het dit gesing. Jesus. Jy sien, dit is wat ons wêreld nodig het. Ons is op die voornag van Pasga. Ons vier volgende week Paasfees. Dis maar die woord wat die wêreld ken. Maar dis Pasga. Ons vier volgende week Jesus se kruisiging. Dan daai 3 dae waar hy gaan na die doderyk om die sleutels van die doderyk, die mag van die dood te gaan haal. En dan sy opstanding. So dis een van die oomblikke waar dit vir ons die hardste, seerste, moeilikste tye is waar hy sy lewe neergelê het, maar ook die grootste blydskap tyding in ons lewe is. Dis vir jou en my, die kind van God, groter as Kersfees. Die wêreld maak so vas van Kersfees. Eintlik is hierdie die middelpunt, die start, die beginpunt van ons geloof en alles. Is Pasga, Paasfees. As die kind van God iets wil doen, moet hy afvat oor Paasfees, nie Kersfees nie. Want dis waar alles begin het, is waar Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dood. Dis hier waar ons krag, ons autoriteit, ons heerskappy, ons verlossing en alles begin. Maar dis ook hier waar die wêreld moet by uitkom. Is by Jesus. So wanneer herlewing wil en gaan begin, wanneer herlewing moet aktiveer, wanneer herlewing moet uitgaan, is dit nie by duisende siele daar buite wat moet inkom nie. Dit moet begin by my en by jou as individu. Dit begin by die een vuurhoutjie wat die hele bos moet verbrand. Jy sien, wanneer daai vuur moet versprei, ek en pastoor het nou die dag daaroor gesels, wanneer daai bos moet brand, begin dit by die eerste vuurhoutjie wat daai bos moet aansteek. Ons wil die duisende sien. Jy wil sien hoe alles werk, hoe daai herlewing moet plaasvind, maar waar begin daai bosbrand, Andrew? By daai een vuurhoutjie. By daai eerste light wat plaasvind. Hoe dit ook al plaasvind, is dit 'n weerlig wat geslaan het, is dit iets wat weerkaats het, is dit 'n vuurhoutjie, was dit 'n light, maar iets moes daai eerste spaak ge-ignite het. En wie is daai eerste een wat sê, Here, begin by my. Here, begin by my werksplek. Laat ek daai een wees in my familie. Laat ek daai een wees in my werksplek. Laat ek daai een wees by my gesin. Dis mos waar herlewing begin. Ons wil altyd hê dit moet by die ander een begin. Wat beteken die woord herleef? Kom ons maak dit maklik. Kom ons breek dit oop vir oggend. Herlewing beteken
iets wat dood is, moet lewendig word. Sê gou vir my, Roland, wat het Jesus gedoen aan die kruis? Hy het vir ons gesterf. En toe hy sterf, wat het hy gesê? Dit is volbring. Wat is volbring? Die evangelie, die volheid. Alles wat hy kom volmaak het uit die Ou Testament. Alles wat hy kom doen het, het hy kom volbring. So hy het alles wat Adam en Eva verloor het, die heerskappy, sy goddelikheid, sy krag, sy alles het hy kom volbring. Okay? Maar wat ontbreek ons aan daai heerlikheid, daai volbring, daai mag, daai wat hy gemaak het? Sonde. Okay? So wat moet nou herleef word? Dit wat hy volbring het. So ons mens vandag het weer verloor wat hy volbring het aan die kruis. Is dit nie? Pastoor, help my reg. Want Jesus het aan die kruis dit dan volbring. As deur sy wonde ons genees is, as die juk en die las moet afgelei, as hy sê hy het ons ongeregtighede op hom geneem, die vloek wat ons toekom, het hy op hom geneem. Al daai dinge het hy op hom geneem en hy sê, dit is volbring. En dit is die dood het hy op hom geneem. Daar's lewe in die kruis. Wat moet dan herleef word? Dit wat ons weer verloor. Want hy het gesê dit is volbring. Met ander woorde, my sondige natuur, my gewoontes, dit wat ek toegelaat het om my weg te trek van daai kruis, werk wat Jesus klaar gedoen het, moet weer herleef word. En volgende week, en eintlik, wat noem hulle vandag? Is Grieke hier op Palm Sondag, né? Is so amazing, hoe in 'n week so baie dinge kon gebeur, in Jesus se lewe. Palm Sondag ry Jesus in Jerusalem in. En die mense gooi hulle klere voor hom neer. En bring met palmtakke en sing, halleluja. Hosanna, koning van die Jode, koning van die konings. Hulle wil hom koning maak. En 'n week later kruisig hulle hom. Hoe baie keer kom ons nie by mekaar en ons sing, halle, 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 halleluja, in die kerk. Soos vanoggend. En 'n week later vergeet ons, dan jaag ons die kinders rond met paaseiers. Dan soek ons afgode. Dan bring ons afgode in ons tuine in. Kom nou. Nou wil ons onsself regverdig sê, ag, ons maak 'n kinders. Ja, maar pastoor, jy raak nou te. Ek wil vir jou die waarheid sê. As Jesus dit volmaak het, dan het hy die volmaakte prys betaal. As ek nie daai volmaaktheid het nie, dan het ek 'n tekort. Dan moet ek op die plek kom waar ek sê, Jesus, dit wat dood is by my, kom herleef dit. Dis herlewing. En dan dit wat ek ontvang, moet ek deel met ander. Ouma Ali, dit moet ek deel met my kinders. Dis herlewing. Want dit wat hulle het op die stadium is dan dood. En daar steek ek 'n vuurtjie aan. Is dit nie? En wanneer daai vuur begin brand, is herlewing. Wanneer hulle begin aangaan en daai vuur aansteek, is herlewing. Daar waar jy werk, Here het vir jou woord gegee, dat jy met mense gaan gesels,
wat gaan siek wees. Jy gaan vir hulle medisyne gee, maar oor daai toonbank gaan jy vir hulle 'n woord spreek en God gaan hulle aanraak. Dis herlewing. Dis 'n vuurhoutjie wat aangaan. Gebeur dit al? Dit moet meer gebeur. OK? Maar partykeer is ons so seer self, so vasgevang, so eina, dat ons nie daarby uitkom nie, of my werk baie, dat ek dit nie kan doen nie, of wat ook al. Maar ek kan nie dit doen as ek hier self nog nie herleef word nie. Daarom sê ek, Here, kom ignite my. Ander ek sien daai ou vuurhoutjie boksies. Julle kan daai match boksies onthou. Toe ons klein was, ons hulle gevang en hom so gelei op verskillende maniere. Julle ook. Jy skiet hom so, of jy sit hom reg om, skiet jy hom, en allerhande snaakse fliekkie mos hy. Die kinders van vandag ken nie dit nie. Ja, snaakse maniere. Daai vuurhoutjie moet ge-ignite word, sodat hy kan brand. Vanmôre wil ek sê, Heilige Gees, kom begin by my. Kom begin by my. Kom begin by my. Kom maak my skoon. Amen. Ons het in die week nogal gesels daaroor by ons sel, by die makrosel hier by die kerk. En toe vra ons, wat kan ons doen as gemeente om ons community te bereik? Wat in ons community is daar wat Jesus nodig het? Wat se slaggate, wat se tekortkominge, wat se dinge is daar, want hoe gaan ons regtig 'n verskil maak? Hoe kan ons uitreik om regtig 'n soup kitchen, om op die hoek te staan en te waai en te smile, maar hoe gaan ons regtig ons community aanraak? Waar begin dit? Dit begin by een persoon. Okay, ons wil die masses, die groepe altyd bereik, maar dit begin altyd by een. En as ek vanmôre kyk nou, ons het baie wat op verlof is, maar as net ons wat hier is vanmôre, net elkeen een persoon bereik, net een, en net daai een het 'n ontmoeting met Jesus, en kom by Jesus uit, en ek praat van 'n herlewing ontmoeting, alright, en jy kan vir hulle sê, volg my, soos ek Christus volg, disipelskap, net een, so jy commit om hierdie jaar, net hierdie jaar, een individu, in te haak, te sê, ek wil jou by Jesus uitbring, dan is hierdie gebou te klein. Dink gou daaraan. Dan gaan jy moet staan dat hulle kan sit. Dis herlewing. Met die uitdagings, party van ons is nie bereid om te staan nie. So dan gaan ons hulle nie bring nie. Want hierdie is my stoel. En wanneer besoekers kom, dan jaag ek hulle af, want dis my stoel hierdie. Wil ons herlewing hê of nie? Want as hierdie my stoel is, dan die pop, dan jaag ek hulle af. Dis hoekom ons hierdie tipe stoele het. Hulle het nie name nie, hulle het nie klere nie, so jy sit nou maar. Ons skuif hulle gereeld rond, dat die mense nie 'n stoel kan hê nie. Waar is my stoel? Daar agter. Volgende week is hy hier, volgende week is hy daar. Hoor jy my hart? Nou, weet jy wat my boetie, my sussie, die awesome ding is, volgende week het ons nie kerk in hierdie gebou nie. So jy nooi nie mense kerk toe nie, ons nooi hulle skool toe. Kan jy onthou, ek het so 'n paar weke terug gepraat van die vishoek. Hierdie is 'n geleentheid om die vishoek te gebruik met goeie pap op. Vra die Here hierdie week, Here, wie's daar in my lewe? Wie's daar in my ooikos? Ek praat nie van familie wat
die Here dien, of vriende wat jou kind wil kom sien op die toneel, of wat nou maar net, ek praat van wie U wil red. En kom ek en jy probeer om iemand wat Jesus nodig het, wat 'n herlewing nodig het, te kry by die skoolsaal vir volgende week se dienste. Gebruik die ding. Roland sê vir hulle, ek gaan op die stage wees, kom kyk vir my. Dis die pap op die hoek. Sê vir hulle, ons paasdansers gaan dans. Kom kyk vir Alats. Kom kyk vir ons kinders. Kom sê, ons het iets om te eet. Kom sê vir hulle, kom saam, kom. Gaan lekker wees. Dis die pap op die hoek, 'n vis moet mos die wat noem jy daai ding om flip wat ons op die floutie. Hy moet die floutie op die hoek sien. Kom ons is slim. Maar die hoek is, ons wil herlewing in jou lewe aktiveer. Dat die gees van die Here jou lewe kan inkom. Is dit nie waaroor dit gaan nie? Jy sien, dit kos baie keer dat ek my trots, myself, my eie ek, my gerief moet so 'n bietjie laat neersit en na iemand toe moet gaan en moet persist en moet aanhou en sê ek kom haal jou, ek vat jou saam, kom saam met my. Amen. Hoorie vanmôre? Die Heilige Gees het 'n ander plan gehad met vanmôre se diens. And it's fine with me. Hy het gedoen wat hy wil doen en dis waaroor dit gaan. Maar dis belangrik dat ons aanhou om getrou te bly. Amen.